maak. So nog 'n bietjie plek. Ons kort nog 'n bietjie. As sy. So die storie vandag is nou van Jesus, wat eintlik die enigste pad hemel toe is. So dis die laaste aand voor Jesus gaan doodgaan. Kan jy dink, as jy geweet het, môre gaan ek doodgaan? En Jesus het geweet, hulle gaan hom doodmaak, en toe het hy saam met sy disippels geëet, en hy het vir hulle die nagmaal gegee, die broodjie, en die wyn wat hulle gedrink het, en toe na die ete, toe staan hy op, en toe sit hy 'n handdoek so om sy middel, nee, soos as jy gebad het, dan sit jy 'n handdoek om jou, so hy het 'n handdoek omgesit, en toe trek hy die disippels se skoene uit. En toe begin hy hulle voete was, want hy het 'n bak water gehad. Toe was hulle, sê, nee, Jesus moenie my voete was nie, want hulle voete is vuil, want hulle dra nie kouse nie. Hulle het net sandale aan, soos plakkies, en dan loop hulle in die stof, want hulle het nie eers teerpaaie gehad nie. En dan was Jesus hulle voete, want eintlik, as Jesus nou vir jou leer, en hy is jou meneer, soos julle het 'n meneer by die skool, en hy leer jou, en hy is die seun van God. Jy wil nie hy met jou voete was nie, voete is veral as dit vuil voete is. En toe sê hulle, nee, hy moet nie dit doen nie. Toe sê Petrus vir Jesus, ek gaan nie my voete was nie. Toe sê Jesus, as ek nie jou voete was nie, Petrus, dan is jy nie deel van my nie, dan is jy nie een van my disippels nie. Sê Petrus, nou was hom my hare ook asseblief dan, en toe sê Jesus, nee, jy het mos klaar gebad, maar jou voete word nog vuil, so laat ek jou voete was. Want Jesus het eintlik vir hulle geleer, dis hoe ons lewe is, nee. As Jesus ons gered het, hoef hy ons nie weer te red en weer te red en weer te red nie, maar ons doen nog partymal sonde, so hy moet ons sonde vergewe nog, ons moet, okay. So hy was hulle voete, en toe sê Jesus, hy het hartseer geword, en hy sê, een van julle gaan sê, julle wil nie meer my disipel wees nie. Een van julle, wat hier is vandag, gaan sê, ek gaan nie Jesus volg meer nie. Almal sê, wat? Wie sal dit doen? Hulle het nie geweet wie dit is nie, maar dit was skelm Judas. Want Judas wou mos geld gehad het. Hy wil net geld hê. En toe gaan sê hy vir hulle, as ek Jesus vir julle vang, hoeveel geld sal julle my gee? 30 stukke silwer. En toe verkoop hy Jesus vir geld, maar eintlik het hy sy eie siel verkoop vir geld. En toe die disippels dit hoor, toe is hulle hartseer, toe sê Jesus, en ek wil nog iets vir julle sê, ek gaan weggaan, maar julle kan nie saamkom nie. Sê hulle, maar waar? Sê Petrus, ek sal saam met u gaan, al gaan nie dood, ek sal saam gaan. Toe sê Jesus, regtig Petrus, vanaand nog, voor die hoenderhaan kraai, dan gaan jy 3 keer sê, ek ken nie vir Jesus nie, ek beloof ek ken hom nie. Toe sê Petrus, ek sal dit nooit doen nie. En toe sê die disippels baie hartseer, en hulle is te mekaar, hulle verstaan nie, en toe sê Jesus, ek weet julle is hartseer, maar glo in God, en glo ook in my. Weet julle waar gaan ek? Ek gaan na my Vader se huis toe, en daar is baie kamers daar, genoeg vir julle almal, en vir baie ander mense, en ek gaan alles gereed kry vir julle, en as ek het klaar gereed gekry, dan kom ek weer, dan sê ek, kom na my huis toe, kom bly by my huis, dan vat ek julle na my huis toe, na my Vader se huis, dan gaan julle altyd by my wees, dan gaan ons nooit weer weg wees van mekaar nie. Toe gaan Thomas so, maar ons weet nie eens, waar gaan hy nie? Jesus het gesê, julle ken die pad. So hoe kan ons die pad ken? Ons weet nie eens waartoe dit gaan nie. Toe sê Jesus, ek is die pad. Ek is die weg. En ek is die waarheid en ek is die lewe. Julle kan nie na my Vader toe kom nie, maar net deur my, dan kan julle na die Vader toe kom. Toe sê Filippus vir Jesus, maar wys ons dan die Vader Jesus, wys net vir ons die Vader. Dan gaan dit vir ons baie spesiaal wees, en is genoeg, dis al wat ons wil sien. Sê Jesus, Filippus, hoe lankal is ek en jy by mekaar?
Hoe lank is jy al saam met my en jy volg my? Weet jy nie wie ek nie? As jy my gesien het, dan het jy mos die Vader gesien. Hierdie disippels kon dit nie verstaan nie. Maar hulle het later verstaan, toe Jesus opstaan. En toe die Heilige Gees kom, en toe vertel hulle dit verander. Jesus is die enigste pad. Julle moet na Jesus toe kom, en vat hy julle hemel toe. Hy sal julle na die Vader toe vat. En toe vertel hulle dit vir nog mense, en toe vertel hulle dit vir my oupa. En toe vertel my oupa dit vir my ma. En toe vertel 'n ander man dit vir my pa, en toe vertel hulle dit vir my. Jesus is die enigste pad. 2000 jaar later, en nou sit julle hier, en nou vertel ek dit vir julle. En ek dink julle pa en ma het vir julle vertel, ek hoop so, Jesus is die enigste pad, hemel toe. Is dit genoeg dat jy dit glo? Glo jy dit? Maar is dit genoeg dat jy sê, ja, ek weet dit? Ja. Jy moet na Jesus toe kom. Jy moet by jou bed gaan kniel. Dit het ek gedoen toe ek 13 was. Ek dink ek het julle al vertel. Toe ek 13 was, een aand, toe staan ons predikant so by die kerk, en toe preek hy vir die mense, en toe vertel hy ons van Jesus, en ek het daar gesit in die bank, en toe dink ek, hy praat met my. Hy praat met my. Ek moet na Jesus toe kom. Want my sonde is sleg. Ek beklei, ek luister nie vir my pa en ma nie. Ek jok, ek steel, dis ek. Maar hy het gesê ons kan na Jesus toe kom. En Jesus sal ons na die Vader toe vat. En toe gaan ek huis toe, want ek het nie geweet nou waar moet ek loop na Jesus toe, want ek sien hom nie. Maar ek het geweet ek kan met hom praat, want hy is God en hy is oral. Toe gaan ek in my kamer, na die kerk, nie eens my pa en ma gesê nie. Toe maak ek my deur toe gaan kniel ek langs my bed, en toe sê ek, Jesus, maak my 'n kind van die Vader. Maak my 'n kind van God. Red my sonde en red my van my sonde. Vergewe al die slegte goed wat ek gedoen het. Vat dit weg, ek is jammer. En ek wil in U glo. En die volgende dag toe vertel ek vir my pa, toe hy my gimnastiek oefening toe vat. Toe ry ons in die kombi. En toe sê ek vir hom, ek het gisteraand vir Jesus gevra om my sonde weg te vat. En hy het my geantwoord. So nou sê ek dit vir julle vandag, vir Abraham en Delano, en vir Sari, en vir elkeen van julle sê ek, gaan na jou huis toe, gaan praat met die Here, en sê vir hom, is die enigste pad hemel toe, vat my soontoe asseblief. OK, julle kan gaan sit.